Got the heat in my veins, I'm the king. My brother. Ja, my brother. Main event vir die lightweight championship of the world. Islam Makhachev teen Dustin Poirier. En ongelukkig, ons het mens al gesê, Islam het gewen. Amper met punte. Of het amper... Ja, dit kon. 2 minute 42 secondes in die heel laaste ronde. Toe choke hy vir Dustin uit met 'n dars choke. Dit was 'n bietjie sad, maar... Ja. Voel jy hoe raai besig? Dit was die fight of the night vir my. Dis 'n baie goeie. Ek het net twee fight. gekyk, maar Ja, ek het net twee ja. gekyk, maar ja. Nee, dit was 'n kwaai fight geweest. Ou Dustin het hom goed van sy taak gekwyt. Hy het die Islam het hom grond toe gevat, soos ons nou gepredik het. Dan sê hy, vat hom. Ja, vat uppercut. Uppercut vir Gigi grond toe. Ons praat fighting en dan moet ons katte ook fight. Ja. Maar ja, so en Dustin het net gesurvive en hy het vir Islam geslat. Maar Dustin is 'n weird fighter, jong, ja. Daai wat sy broek so heeltyd bly met sy optrek. voete en daai diamond besigheid en wat is die ander? En hy lyk heeltyd partykeer aan maak hy sy kop so, dat lyk so 'n ding wat dronk is, asof Islam hom nou geslat het dat hy daai wat hy so loop trippel. Dan lyk dit die man is nou hierdeur op spook geslat. Ja, hy is in sy eie wêreld in daai fight. Hy doen dit, hy speel maar die game op sy manier. Ja, maar nee, hy het goed gedoen. Op die voete, Islam kan strike, dit is nou weer gesien. En op die voete het hy en Dustin lekker mekaar geslat. Islam het later ook gekats gehad met hy het hom lekker met 'n elmboog gevang. Kissie, daai elmboog het vir hom gesny, my maat. So Islam het moeilikheid gehad, so maar ja, het is nou jammer dat dit so geëindig. Ons het gehoop hy gaan vir Islam knockout of met die guillotine uitchoke. Ja, dit het ek geweet gaan nie gebeur nie. So ja, maar props, ek vat niks weg van Islam af nie. Hy het gewen. Hy het fair and square gewen. Fair and square gewen. So Dustin moet nou maar dink wat hy wil maak volgende. Ek dink hy weet hy moet dalk retire, maar ek dink hy wil retire. Ja. Hy het nog nie daai iets gescratch nie. Hy kyk, sy gevoel is hy moet fight vir iets. Hy sê daar moet een of ander goal wees, daar moet een of ander mission wees. Hy sê hy wil nie net fight vir geld nie, want hy het geld. Hy wil nie net fight om besig te bly nie, want daar moet progress wees. Dis soos om 'n game te speel. Jy wil die game speel want jy wil hom iewers klaar maak. Soos jy wil nie net sit in Hanna nie. Jy wil iewers tot 'n punt kom. So hy sê self, ek dink die kans is goed hy gaan retire, to tell you the truth. So. Maar want hy dink so. Maar dis ook nie te sê nie, want hy sê wat hy nou moet doen, hy moet nou sy kop skoon kry, moet nou loop rus, tyd met sy familie spandeer, al daai goeders, en dan moet hy 'n reason kry, 'n valid reason kry om nog te fight. Verstaan? Soos al sê hy nou, okay, my goal gaan wees, ek wil die BMF champ wees. Dan het hy ten minste iets om na toe te werk. Maar hy dink self nie hy het veel van 'n kans meer om ooit weer 'n title shot te kry nie. So what's the point? I've got the money, I've got the legacy, I've got the name, I've got everything. Al wat hy nog wou gedoen het is om die undisputed te wees. Dit het hom elude. En dit kon maklik anderster gewees het, want ek dink die score was dalk 2-2. Maar dis wat ek jou wil sê, dude. Ek kan nie onthou nie, hulle het gepraat oor die scoring. Ek kan nie onthou, Islamse mense het gedink hy wen al die rondes. Khabib het gesê hy wen 4, ten minste wat ook al. En dit was, ek dink, deur meeste judges se scorecards 2 elk gewees going into the 5th. En Poirier het gedink hy loop agter. Dit is hoekom hy gefight het om te gaan vir die finish. Want hy sê hy weet ook toe hy in die locker room was besig om te warm up, toe het hy gesien van die mal judges en goeders en toe dink hy kan nie 'n kans vat nie. Dit is 'n close fight. Hy voel hy's agter met punte. Dis nogal erg vir 'n fighter om daai level of honesty te hê, om te dink jy's 10-10 en agter met punte, want fighters dink altyd hulle wen. Ja, Islam het hom baie ground control gehad en 'n clinches en goed. Ja, en hy het geland ook op hom, maar ek meen, kom ons sê dit was 2 each, going into the 5th round.
as Dustin nie geglo het hy moet die finish kry nie, kon hy dalk gefight het op 'n Die judges manier. daar in sy favor nog geroel. Ja, en hy's bang hy roel in Islam se favor. Dis wat ek wil sê. Dustin kon dalk die champ gewees het nou, want die oomblik as jy fight om 'n finish te kry, laat jy jouself meer oop om gecounter te word, gechoke te word, wat ook al. Ja. Kyk, al wat ek net vir jou wil sê is, twee goedjies nog rondom die fight. Jy het nou 'n Blarry Quay breakdown gedoen, wat vir my net 'n bietjie geplaat. Ek meen, super impressive. Dustin se timing is goed. Sy takedown defense was baie goed gewees. Hy het as Islam hom grond toe gevat het, hy het 'n manier gekry om ieder te survive of om weer op te staan. Ja. Hoeveel keer het hy weer opgestaan nadat Islam hom gegryp het? Dit was obviously die laaste keer het hy nie, toe hy uitgechoke. Ja. Maar hy het my surprise, want ek meen daai dakkie staan die ouens, as hulle vir jou grond toe vat, dan is dit nag, jy kom nie daar op nie, en hy het opgekom en hy het damage gedoen op Islam. Wat vir my weird was of nie reg gevoel het nie, is hy het vir my verskriklik stadig gelyk. Hy het vir my sy houe, dit het gevoel hy fight onder water, soos sy houe was baie stadig gewees en dit het amper gevoel is moeilik vir hom om houe te slaan. Dit was nie soos lekker vinnige, crisp, powerful houe nie. Dit het net gevoel, as hy net so klein bietjie meer woema op sy punches kon gekry het. Die ander ding was, Dustin het hier, ek dink is in die 3de rond of dalk die 4de, sê hy toe dink hy sy meniscus, sy knie se disk het geglip. Hy sê hy het net ewe skielik so warm pyn gevoel, het geskiet in sy been. Toe het hy nog vir sy coaches gesê, ek dink my knie het gegaan. So die man het nog 'n bietjie moet nie kontroversie nie wat, maar moet 'n bietjie adversity ook gefight. En die laaste ding wat ek wil sê is, dis vir my so refreshing om te sien, daar is so 'n intelligente fighter soos Dustin, met al sy experience, soos toe hy is in die fight, hy het al die ervaring in die wêreld, hy weet hoe dinge werk, en toe hy, soos in die clinches, Makhachev is mos lief om daai Muay Thai, daai Thai clinch te vat, en dan nie hy mos, maar iets wat Dan Hardy nog vroeër gesê het, wat ek nie geweet het, of nog nie opgetel het, Islam set sy takedowns op deur ander goed. In hierdie fight het hy 'n bietjie na ons aangejaag. Hy skiet sommer net vir die single leg en dan word hy gekeer. Ja, maar take him down. Hy sê nou aan die einde van die ronde. Ek weet nie wat hy voor het gesê het, toe sê, and if that doesn't work, take him down. That's all. Vat hom net grond toe. Maar as jy iemand wil grond toe vat, ek meen hy gaan beklei om nie te gaan nie, so jy moet hom amper uitoorlê. En ek weet een van die ways wat Islam doen is, hy clinch met jou, dan gooi hy 'n knee, en die outomatiese reaksie, soos, as ek jou klap, gaan jy my terugklap. Dis jou outomatiese reaksie, jy doen terug. So as jylle in 'n clinch is, en ek nie jou, wat gaan jy doen? Jy gaan my terug nie. En dis wat hy soek. Hy gooi net 'n nie om een terug te kry, en as jy die nie teruggooi, dan gryp hy jou bene, en dan vat hy jou grond toe. En toe hulle in die clinch was, dan het Islam knees gegooi en Poirier het hy. As hy kans kry, het hy body shots gerip, wat flippin' kwaai was. En toe sê sy coaches vir hom in die corner, gooi die nie as jylle in die clinch is. Toe sê hy kan nie die nie gooi nie, want hy voel Islam gaan hom grond toe vat. En dit is vir my soos in, want ek meen, hy kon geluister het na sy coaches, nie gegooi grond toe uitgechoke, daar is alles verby. So, dis op die ouend van die dag op hom, en dit was vir my so cool geweest. Hy luister na sy coaches, hy doen wat hulle sê, maar as hy iets sien wat hy sien, ek dink nie dit is 'n plan nie. Dat doen hy dit nie. So dit, mad respect vir hom. Wat's volgende vir Islam in jou opinie? Dan is ons klaar met hierdie episode. Hy wil ons nou graag opgaan in white. Ja, maar ek weet nie of hy dit nou moet doen nog. Hy moet nou, dit is sy eerste defense teen 'n actual lightweight. So hy moet nog van hy lightweight manne fight. Nee, dan wie is nog Gaethje? Nee, daar's 'n ou, Arman Tsarukyan. Ja. Ek wil hê hy moet vir Arman Tsarukyan. Ja, en Arman verdien dit ook. Hy wag al lank daarvoor en hy's op 'n mase unbeaten streak, so ja, ek dink hy moet opgaan nou welterweight toe nie. Ek meen,
as hy gesukkel het met Dustin Poirier en hy wil opgaan en vir Leon Edwards loop fight, as Leon Edwards mos nou vir Bilal Muhammad wen, wat ek dink hy sal doen. Ja. Ek meen Edwards se striking is baie crisper en gevaarliker as Poirier se, volgens my. Hy het nou seker nie so goeie chin soos Poirier nie, maar hy's nou in 'n hoër weight division, so hy sal die power ook beter hanteer van Islam. En sy takedown defense is goed. Hy het 2 keer teen Usman gefight, hy het teen Covington gefight. Ek dink, ek sê vir jou nou, ek dink as Islam nou opgaan en vir Edwards fight, gaan hy verloor. Ja, hy moet nou maar teen Arman fight. Ja. Dis ek sê. En as hy vir Armand wen, dan sal ek my blessing gee. Dan het jy 4 keer jou title defend. Hulle sê mos, Driekus het ook gesê, hy voel ook as jy dit so 3 keer defend het, dan mag jy opgaan. Jy moet dan eers die top contenders hier klaar maak. Jy wen mos nou 'n klomp soos wat jy opkom, maar dan moet jy hom nog so 3 keer defend en dan kan jy sê ek is nou gesolidify, nou kan ek opgaan. Nou Volkanovski tel net vir my is 1 defense, want behalwe vir die feit dat hy nie in sy true lightweight is nie, hy het op 2 weeks notice, bla bla, ons almal ken die storie. So sê Volk is 1, Poirier is 2, wat 'n solid defense is, I'll give him that. Ja. En as hy nou teen Saruki en up and comer om kan successfully defend, dan sal ek sê dis alright, gaan maar en loop chase doen wat jy wil doen. jou double dreams. That's it. That's a wrap. Bly ingeskakel, ons sien jou vir episode 2. Play the hustle game. Trap rap, make it clap, bring the fire back. In the zone, on my throne, ain't no turning back. Gotta grind, gotta shine.